Dis een van die lekkerste goed om 'n Christen te wees, is aanbidding is om saam met God te wees. Dit was God se hart gewees om saam met sy skepsel te wandel. Vir ons wat vandag hier sit, wat so ver van God af was, het God kom sê, ek sal julle naby bring. Hy sê, ek wil vir altyd, ek wou nog altyd, en ek wil vir altyd by jou wees. Dis my liefde vir jou. O, liewe die Here ons, hoe wil hy ons nie optellend sterk maak nie. Hoe wil hy ons nie teen sy bors vasdruk nie. Hoe wil hy nie ons wonde kom heel maak nie, emosioneel en geestelik. Wil hy vanmôre ook siek liggame kom aanraak. Ons is deel van sy kudde. En hy het gesê ek is 'n goeie herder. Dis 'n goeie herder. Here, ek bring hierdie kosbare mense voor die troon vanoggend. Kosbare mense wat u gekoop het, duur gekoop het deur die bloed van u seun. Vader, trek nader aan ons. Luister. U is 'n God wat luister. U is 'n God wat antwoord. U is 'n God wat hoor wanneer ons versigtinge uitroep na u toe. Help ons. Help ons. Help ons. Ons het u so nodig. Ons het nodig om te drink van die water van ewige lewe wat ons nooit weer sal dors nie. Wat ons nooit weer sal dors nie. Maar Here, ons dors tog as mense, ons lewe in 'n lewe wat gejaagd is, wat allerhande dinge met ons gebeur. En ons kom telke maand so weer terug, Here, en sê, help. Ons het hulp nodig. Here, vir elke persoon vanoggend, ons het diep u vertroosting nodig in die Heilige Gees. Bid ek dat die Heilige Gees nou vaardig sal wees op ons en dat u elke persoon in daardie onsaglike nood sal ontmoet. Waar daar 'n diepe ontmoeting moet wees van liefde, omvouing wat net die Heilige Gees kan bring, aanvaarding, wat sê, my kind, dis oukei. My kind, dis oukei. Ek sien, ek voel, ek weet waardeur jy gaan. Ek weet waardeur jy gaan. Vader, ek bid ook vanoggend dat daar bonatuurlike uitkomste sal wees, dat daar deurbrake op deurbrake en dat daar genesing sal kom. En dat daar wonderwerke sal kom, dat ons sal hoor in die nuwe jaar hoe u ingebreek het en dat daar jy weggemaak het in 'n plek waar daar geen manier was dat daar 'n weg sou gewees het nie. Vir ons almal, vir myself, vir almal in hierdie gemeente, bid ons Here dat u bonatuurlik na u kinders sal omsien. Bonatuurlik na u kinders sal omsien. Dankie, soete Heilige Gees, dat u by ons is en dat u hier is by ons teenwoordig. Dat ons weet dat daar 'n God in die hemel is en dat hy ons nie gelos het nie, dat hy 'n goeie God is, dat ons nie vergeld vir dit wat ons verkeerd gedoen het nie, maar u seun gestuur het om die prys te betaal vir ons, sodat ons weer na God toe sal kom. Vir die wat ver is, roep ons jou nadering, sê kom terug, kom na God toe. Maak jou saak reg vanoggend. Maak jou saak reg vanoggend, dat jy hier uitstap, dat jy weet jy is 'n kind van God, en dat jy weet jy behoort aan hom, en dat jy nooit uit sy hand uit sal weggeruk kan word, deur die liefde wat God die Vader vir ons betoon het. Wanneer ons dit nie eens verdien het nie, doch toe ons sondaars is, het God dit so bewerk, dat hy sy seun gestuur het om te sterf vir ons. En daarom herdenk ons 'n verlosser wat gekom het,
as 'n mens in 'n barbecue. Een van die dae sal ons dit herdenk en vier, want daardie gebeurtenis wys dat die Seun van God gekruisig sal word en sal betaal vir ons sondes. Kyk, ek stort my gees oor julle uit in 'n nuwe manier soos wat julle nog nooit gesien het nie. Julle sal sien dat julle sal wonderwerke sien. Ek sal my gees uit julle uitstort. So waarlik soos wat die reën daar buite val, sal 2026 sien dat die gees van God val op sy kinders. Amen. Amen. Is daarom maar so fantasties as die Heilige Gees besluit om beheer te neem. En is soos wat die diens aangaan, vir die lekkerste plek om te kan wees, is daar waar die Heilige Gees beheer neem. En as jy vanoggend se woord wat so toepaslik is vir my is hierdie naam wat God vir ons gegee het om hom te beskryf. Dis amper sy natuur. En dis Immanuel, God met ons. Nou hierdie kosbare tema is eintlik so kragtig, want dit gee vir ons insig op die spesiale identiteit van God. Dit gee vir ons hierdie insig wat ons kry vir God se hart, hoe God se hart eintlik klop. Want dis heel van die begin af wat God dit so bestem het. Dat toe ons gemaak is, toe God die mens gemaak het, het hy nie ons gemaak om een kant te wees nie. Hy het ons gemaak sodat hy saam met ons kan wees. Dis een van die lekkerste goed om 'n Christen te wees is aanbidding is om saam met God te wees. Is om saam met God te wandel. En ons ken die storie, van die tyd van Adam en Eva af het God hulle gemaak, juis om saam met hulle te wees en gesig tot gesig verhouding met hulle te hê. Dis juis selfs in die tyd van Abel en Kain was God se hart om saam met albei van hulle te wees. Dit was God se hart gewees om saam met sy skepsel te wandel. Selfs die man wat hy na aan sy hart vernoem het, was so naby aan sy hart omdat hy bo enigiets anders die teenwoordigheid van God verlang het. Dis wat hy gesoek het, dis wat hy gedors het, dis waarna hy gehonger het. Dis van die begin af God se plan gewees. Hy het selfs vir hierdie volk wat so hardkoppig was, die mens kan dit baie vinnig regkry, het hy gesê, doen net hierdie 10 goedjies en jy sal leer om saam met my te kan wandel. En vir ons wat vandag hier sit, wat so ver van God af was, het God kom sê, ek sal julle naby bring. Ek wil saam met julle ook wandel. Maak nie saak hoe ver weg jy van my of ooit was nie. Ek wil saam met jou ook wees. So dis duidelik dat dit in God se identiteit is, maar dis amper die hoogtepunt van God se genade. Want hoe heilig God is, hoe almagtig hy is, hoe standvastig hy is, hoe rein hy is, hy kan nie verander nie, dis God is God. Maar hy het 'n manier gekry om Immanuel te wees en te bly vir ewig in die verlede en vir ewig in die toekoms. En dit is so groot en fantastiese verhaal en so groot en fantastiese openbaring, hierdie waarheid van wie God is wat ons kry. Maar die vyand wil nie hê ons moet dit weet nie. Inteendeel, die vyand doen sy beste, hy doen die vuilste goedjies, die beste strategie wat hy aan kan dink om ons weg van daai realiteit af te vat. Die mens en in sekere omstandighede selfs die kinders van God. Wat ons vergeet dat God Immanuel is. Dis nie net 'n naam nie, dis wie hy is. Hy is God met ons. En dis juis reg deur die Ou Testament wat ons sien hoe al hierdie lokvalle in hierdie stories inval, hoe die vyand probeer om dit te stop, dat Jesus Christus vir ons sou kom. Ons sien oral hoe die lyn amper verbreek word, maar God se belofte sal bly staan. Niemand kan dit keer nie.
En dis in Matteus 1 vers 23 waar dit bymekaar gekom het waar ons lees, dit sê kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. Dis nie, weer eens, dis nie net 'n naam nie. Dis deel van God se karakter. En dis hier heel aan die begin wat God dit duidelik gemaak het. Genesis 3 vers 8 sê vir ons in die eerste gedeelte hoe Adam en Eva saam met God gewandel het. Adam en Eva hoor toe die geluid van die Here God wat in die tuin rondstap in die middagkoelte. Ons praat so maklik van hoe lekker dit is om op vakansie te gaan. Dit is lekker. Dit is lekker om weg te breek. Dit is lekker om iets nuuts te gaan sien, op 'n ander plek te wees, net om te rus. Maar hier is die beste vakansie wat ons ooit kan aandink. Dis die beste plek om te kan wees. Dis die plek waartoe ons gaan. Dis die plek waar ons vir ewig gaan wees. Daar waar God wandel saam met ons. Dat dit normaal is. Hoe normaal klink hierdie versie? Wat in die tuin rondstap in die middagkoelte. Dis die norm, dis wat God se plan was. En dis hierdie absolute, heilige, almagtige God, wat sy absolute liefde vir ons wys, omdat ons misluk het. Nou ons het hierdie keuse om te maak, gaan ons hierdie absolute liefde aanvaar? Gaan ons God aanvaar vir wie hy is? Gaan ons die regverdige God ons eerste liefde maak? Nie net op die lysie sit van top 10, top 5, top 3 nie. Maar dat alles wat in die lysie is, kan nie eers vergelyk met hom. Nie nommer 1 of nommer 2 nie. Hy is nie net contender nie, hy is champ. So dis hierdie tipe liefde wat God vir ons wys wanneer ons hierdie liefde voorheen weggewys het. Dis hierdie tipe liefde wat ons gees ontmoet, wat ons so verander, ons 'n nuwe hart gee, wat ons verander, want hierdie liefde is nie net 'n liefde wat buite staan en wag nie, dit wil saam met ons wees, dit wil in ons wees, dit wil deel van ons wees. Nou in die Psalms het Dawid dit duidelik gemaak, hy het 'n baie merkwaardige ontmoeting met God gehad, want in Psalm 27 vers 4 leer ons hoe hierdie liefde van God 'n mens kan verander. Dit sê, een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek bly nastreef, om al die dae van my lewe in die huis van die Here te woon, om die lieflikhede van die Here te aanskou, en daaroor na te dink in sy tempel. Psalm 23 vers 1, sê die Here is my herder, ek ly geen gebrek nie, ek ly nie gebrek nie, daar's niks wat ek nodig het, buiten die herder nie. As ek saam met God is, het ek niks nodig nie. Psalm 63 vers 2 tot 4, wat Dawid in seker van die moeilikste tye in sy lewe geskryf het. Hy sê, God, U is my God. Na U soek ek. My siel dors na U. My liggaam smag na U in 'n droë, uitgeputte land sonder water. So het ek uitgesien na U in die heiligdom, om U krag en glorieryke teenwoordigheid te ervaar. Want U troue liefde is beter as die lewe. My lippe sal U roem. So vir Dawid was dit soos om in 'n woestyn te wees, as hy nie naby God is nie. Maar selfs in die woestyn het hy God ontmoet. Hy het nie gedink aan wat ons sou dink, soos wat Jesus gesê het, dis die brood waarvan ons lewe, die ewige, die water wat hy vir ons gee, die lewende water is waarvan ons lewe. Dis van God waarvan ons lewe, en dis wat Dawid hier sê. Dit maak nie saak wat ek tekort het nie, solank ek God het. Dis hoe groot hierdie liefde vir God vir ons is, dat hy ons op hierdie plek wil hê. Want dit klink so moeilik, maar dit is wat hy klaar gedoen het vir ons. Hy is Immanuel vir ons. En nou kom ek op hierdie spesiale gedeelte van die woord, en dis vir my een van die mooiste gedeeltes in die Bybel, waar Abraham deur 'n sekere seisoen in sy lewe gaan. Hy sê vir mense, ek kyk eerder net die ander rigting en weet God voorsien vir my, as wat ek iets aangryp en myne wil maak. Hy sê in hierdie gedeelte,
Ek weet God is by my. Ek weet God sal vir my voorsien. Hy het baie tye van twyfel gehad. God het seker hierdie belofte, ek weet nie hoeveel keer nie, maar baie bevestig vir hom. Hy het oor en oor gevra, Here, gaan U dit regtig doen? Maar hy het vasgestaan, hy het geglo. En dis in hierdie gedeelte wat ek nou met ons wil deel, wat dit so duidelik is, dat God se liefde so groot is, en sy regverdigheid is so rein, wat beteken dat dit so standvastig is, dit is so God. God is regverdigheid. Hy sal vas bly staan op dit wat hy gesê het. Nou in hierdie gedeelte kom God na Abraham toe, en Abraham is op 'n plek waar hy nou uit nee gesê vir iets moois. En hy kom na God toe en God ontmoet hom en hy vra vir God, Here, gaan U my nog steeds so seën? En God kom na toe hom en hy sê vir hom in 'n baie spesiale manier, dis so 'n offersisteem wat nog moet kom. Dis nog nie waar God vir Israel gesê het, hierdie is die offersisteem wat ons gaan doen nie. Dis net so rukkie voor dit. Die wêreld in hierdie tyd het kontrakte geteken. So dit is nou nasie vir nasie, was daar hierdie verbonde wat hulle gemaak het met mekaar, sodat hulle nie net kan aanhou leef nie, maar ook dat hulle nog sterker kan word, meer grond vir hulle self amper kan vat. Maar hierdie swakker, kleiner nasies was so bedreig gewees. Dit kon net die verkeerde dag gewees het, en dit kon net die verkeerde koning gewees het, en hulle is weg. Niemand weet meer waar hulle is nie, hulle is weg. Dis nou daai ouens wat daar is, die sterker, groter nasies. So, hierdie kleiner nasies het gewoonlik hierdie verbonde en hierdie kontrakte gemaak met groter nasies, sodat hulle beskerming kon kry van hierdie groter nasies af. Maar hierdie groter nasies het gesê, okay, maar ons soek ook iets terug. Ons wil nie net ons weermag gebruik asof dit goedkoop en verniet is nie. Julle moet aan ons iets betaal vir hierdie beskerming. Nou, elke kontrak het sy eie klausules gehad, maar hierdie was ingestel sodat die kleiner nasies en die groter nasies saam kon leef. Nou, hierdie verbonde was baie interessant geweest, maar die manier hoe hulle dit kommunikeer het dis wreed op 'n stadium. So, hierdie ritueel wat hulle uitgevoer het, is, hulle het 'n paar diere gevat, wat hulle nou geoffer het vir hierdie ritueel. Hulle het hulle in die middel deur gesny, hulle het hulle aan twee kante gesit, en hulle het gesê, okay, die koning staan nou langs mekaar, en hulle moet nou hierdeur loop, as 'n simbool van hulle getrouheid aan hierdie verbond, dat hulle dit sal doen wat hulle sê. Nou, soos wat hulle deurloop, was deel van die ritueel, hulle voete moet bevlek word met hierdie bloed, sodat dit 'n simbool kan wees van, ek sit my eie lewe neer as gevolg van hierdie verbond. Ek sê my lewe hang af van hierdie verbond ook, sodat hulle skoene uitgetrek en hulle het so deurgestap. En wat hulle gesê het is, aan die ander kant, as hulle aan die ander kant gekom het, het hulle gesê, as ek nie doen wat ek gesê het nie, gaan dit wat met hierdie diere gebeur het, met my gebeur. So dis nie 'n ligte dingetjie nie. Dis nie iets kleins wat hulle nou gedoen het hierson nie. Hulle het nie 'n klein belofte gemaak wat sê, so kyk wat wag môre vir ons nie. En God kom en hy gebruik hierdie offersisteem, maar hy doen dit op sy manier. Hy doen dit op die regverdige manier, en soos wat God weer bevestig vir Abraham in hierdie situasie, ja, ek sal vir jou 'n nageslag voorsien. Jou nageslag sal selfs 'n seën vir die wêreld wees. Hulle sal soveel wees soos die sterre in die hemelruim. As jy hulle kan tel, dan sal jy jou nageslag kan tel. Ek gaan nie dit probeer nie. Nou, voordat ek vertel wat God met Abraham hierso gedoen het, is, in die Ou Testament was dit gereeld bekend geweest dat die simbool vir God se teenwoordigheid was vuur en rook. So ons weet van die storie van Exodus, toe die Israeliete uit Egipte uitgegaan het, was daar 'n vuurkolom in die aand wat hulle gevolg het, wat vir hulle rigting aangedui het en hulle beskerm het. En selfs toe Salomo later in die Ou Testament die tempel toegewy het, toe het God die tempel aanvaar deur in die tempel in te gaan, maar die tempel was gevul met rook. So dit was die simbool dat God is in die tempel.
So dis die simbool van God se teenwoordigheid. En hier kom God na Abraham toe en hy sê doen dieselfde. Vat hierdie paar diere, hy lys hulle so, hy sê sny hulle op en sit hulle aan weerskante en dan wag Abraham daar. Nou wat God volgende doen is vir my seker die mooiste simbool wat ek aan kan dink. Is ewe skielik is hier hierdie fakkel van vuur en hierdie rook wat deur hierdie diere gaan op die pad tussendeur. En hy beweeg vorentoe en hy vra nie vir Abraham om saam met hom in te loop nie. Hy gaan deur. Nou wat God hierso sê is as hierdie verbond van jou afhang, Abraham, en nie noodwendig eers jy nie, jou nageslag. Ons weet hoe dit uitgewerk het. Ons sit hierso. Ons is nog nie in die hemel nie. As dit van jou afhang, gaan hierdie verbond misluk. En ek het klaar hierdie belofte aan jou gemaak. Jy het my weer gevra, Here, gaan U regtig vir my nageslag so groot voorsien? En Abraham het hom geglo en God het hom gesien as 'n regverdige as gevolg van dit. Maar God loop deur hierdie offers en hy sê ek sal die prys betaal as hierdie offer misluk, as hierdie verbond misluk. Ek sal seker maak hierdie verbond bly in werking. Ek sal seker maak dat my belofte standvastig bly. So wanneer ons hierdie gedeelte lees van Genesis 15 tot 17, is dit hierdie bevestiging dat hierdie Immanuel is met wie ons te doen het. Hierdie is God met ons. Hy sal enige iets doen om by jou te bly, solank jy hom kies. Solank jy wegdraai en sê, Here, ek gaan nie soos die wêreld maak nie, ek gaan U kies. Dan het hy het reeds hierdie betaal. So in hierdie tyd wat ons voorberei vir Kersfees, is dit wat tot ons herinnering moet kom. Dis wat ons moet onthou. Dat God het hier gesê, die verbond wat ek met jou maak sal bly staan. Ek wil jou seën en ek wil selfs jou nageslag seën. Ek wil die wêreld deur jou nageslag seën. Deur ons wil God die wêreld seën. Maar God het geweet ons gaan misluk. God het geweet ons het sonde te lief. God het geweet ons is te swak. Maar God het reeds gesê, ek sal die prys betaal, sodat ek Immanuel is, want dis wie ek is. En dis in die Nuwe Testament waar ons ook 'n storie raakloop van die verlore seun waar ons die Vader hart sien van hierdie verbond. So die verlore seun het soveel gehad vir sy toekoms. Hy het seker die beste toekoms gehad met 'n pa wat hom wou seën, met 'n pa wat hom liefgehad het, met 'n pa wat vir hom iets voorberei het, as hy nie eendag daarmee is nie. Maar hy sê, pa, ek soek hierdie nou. Ek wil nou gaan. Ek wil my lewe gaan geniet. Hy kom terug en die Vader sien hom. En hy hardloop na hom toe. Hy staan nie en wag vir, hy hardloop na hom toe. Hy het reeds hierdie offer betaal. Hy kom na jou toe die oomblik wat jy hom kies, die oomblik wat jy omdraai. God se liefde is so groot. En dis hier in Lukas 15 vers 20 tot 22 wat ons dit lees. Die seun het toe opgestaan en na sy vader toe gegaan. Hy was nog ver weg toe die vader hom al gesien. Hy het hom innig jammer gekry en hom gehardloop en hom omhels en hom gesoen. Die seun sê toe vir sy vader, Vader, ek het gesondig teen die hemel en in u oë. Ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Maar sy vader het sy slawe opdrag gegee, bring gou 'n lang stola of 'n kleed, die beste een. Trek dit vir hom aan en gee vir hom 'n ring vir sy vinger en sandale vir sy voete. Dis wat die Vader gedoen het. So wanneer ons in hierdie Kerstyd die babatjie Jesus indink, hierdie krib, het God gesê, hierdie is wat ek betaal,
sodat hierdie verbond vir altyd sal bly, sodat ek Immanuel kan wees, sodat ek by jou kan wees, sodat jy nooit sonder my sal wees nie, sodat jy die God kan ontmoet wat Dawid geken het, sodat jy die God kan ontmoet wat Abraham geken het, sodat jy die God kan ontmoet wat saam met Adam en Eva in daai tuin gewandel het asof dit net normaal is. Want dit is die norm, om saam met God te wees. Die norm is nie om weg van God af te wees nie. Ek weet nie of jy al besef het nie, ons is nie gemaak om dood te gaan nie. God het ons gemaak om vir ewig by hom te wees. Dit is wat Immanuel is. Immanuel is nie net in 'n tyd vasgepen nie. Hy sê ek wil vir altyd, ek wou nog altyd en ek wil vir altyd by jou wees. Dis my liefde vir jou. Al het jy al die goed gedoen. My hart draai nie weg nie. Want hy het reeds sy hart vir ons gewys. Dis dat hierdie krib tussen daai offers gesplaas was. Nie omdat God wreed wil wees nie. Omdat ons dit veroorsaak het. Omdat ons gekies het om ons eie plan te volg in plaas van God se plan vir ons. In plaas van die norm het ons gekies om te gaan kyk wat se rykdom lê in die wêreld. Maar God het gesê, ek sal die offer wees. Dis wat vir my so mooi is van hierdie gedeelte met Abraham is, dis God wat deurbeweeg het. God self het betaal, sodat ons hom kan ken as Immanuel. So ek wil almal uitdaag vanoggend. Ons is nou reg voor Kersfees. Met hierdie in gedagte, dat God self seker sal maak, dat sy verbond daar sal bly, dat sy belofte vas sal staan. Voordat ons enige geskenke oopmaak, voordat ons enige feesvieringe begin, voordat ons enige kos op die tafel dek, of kos op die tafel geniet, staan 'n bietjie stil en besef net, dis wat God vir ons betaal het. Hierdie babatjie wat ons nou oral sien op social media, hierdie krib wat ons sien oral, dis God. Dis God se seun. Hy het hom gestuur, sodat ons hom kan ken as Immanuel. Sodat ons hom kan ken persoonlik, gesig tot gesig. Ek weet nie van jou nie, ek is baie opgewonde vir die dag wat Jesus terugkom. Meer en meer elke dag, want dit raak meer chaoties elke dag. Maar maak daai tyd. Moenie bang wees om voor familie wat nie saam met jou stem te bid nie. Moenie bang wees vir daai persoon wat saam Kersfees kom hou en so bietjie gegil wanneer hulle hoor hoe bid hierdie mense nie. Moenie bang wees vir 'n vaste orde van dinge, dat ons kan nie soveel kerk buite die kerk hê nie. Ons is die kerk. Daar waar ons is die kerk. Want Immanuel, punt. Hy's in ons. As gevolg van hierdie prys wat hy betaal het. Hy het ons kom klee met die bloed van Jesus. Hy het ons kom seël met die Heilige Gees. Maar dit eindig nie daar nie. Hy het ons skoene kom gee om vir die wêreld te wys, Immanuel is hier. So as daar iemand is wat nie saamstem met hierdie gebed voor Kersgeskenke nie, met hierdie ete voor Kersete nie, wys vir hulle Immanuel. Dis die geleentheid. As ons aanstoot sien, is dit ons, dit klink so radikaal, dis ons geleentheid. Want die wêreld gaan ons haat anyway, as ons sê ons is Christen. Maak hierdie spesiale tyd voor Kersfees, want hy het hierdie kosbare prys betaal om saam met ons te wees.